Welcome to Legacy Conversations, a channel where we preserve military memories and history. Hallo internet, ek is opgewonde en ek moet vir julle sê ek het rede om te wees want soms kom daar dinge oor jou pad en jy besef dat hier is iets aan die gang, hier is iets wat my opgewonde maak. Vir die eenvoudige rede dat ek verstaan, na 5 jaar met Legacy en miljoene mense wat daarna gekyk het, met soveel van julle wat met ons gepraat het, begin ek verstaan dat daar's meer as net 'n program of meer as net 'n boek in die lewe. Baie keer gaan dit oor jou siel, baie keer gaan dit om iets na te laat, dan oor om 'n legacy te los. En daar's baie maniere hoe jy dit kan doen, maar een van die goed hoe jy dit kan doen is om 'n boek te kry. Met ander woorde dat jy vir jou kinders en vir jou nageslagte kan laat verstaan, hier is ek en dit het ander voordele ook in, as jy later dalk siek word. En nou so rukkie terug het Anay Pretorius my gekontak, en ek bedank haar dat sy dit gedoen het, en mense asseblief, as julle voel, julle het 'n goeie saak, of julle het iets wat julle wil meedeel aan julle veterane, of wil onder aandag bring van mense, kontak my net, skryf 'n e-mail vir my, as jy my kan bel my, laat ons praat, laat ons kyk of ons kan help op 'n manier. Het sy die moeite gedoen om my te kontak, en toe moes sy 'n maand of 2 wag om op die program te kom. Ek is baie jammer daaroor, ons is vreeslik vooruitgeboek. Maar nee, welkom hierso. Baie dankie vir wat jy doen, ons is regtig waar opgewonde hieroor, maar jy self kan jouself voorstel en verduidelik wat jy doen met jou boeke en hoe jy die veterane kry om hulle stories te vertel, die terapeutiese aspek daarvan. En ja, ek sien uit na jou gesprek. Dankie Koos, dit was nou 'n lekker voorstelling gewees. Ek is so opgewonde oor hierdie projek en baie dankie dat jy 'n bietjie met my gesels vandag daaroor. So ek het tot 'n skielike besef rondom my 40ste dans om die son besef hoe vinnig ons stories verlore raak. Hoe ons nalat om soveel met ons ouers, selfs wanneer ons goeie verhoudings met hulle het, om regtig uit te vra. En dit is die besef daar uitgekom met my eie ma, Myrna van Rooi se boek. Sy het met haar hand haar storie vir my geskryf. En ek moet sê, tot my eie skande het ek nie regtig destyds die waarde daarvan besef nie. Sy is skielik op 66 oorlede, en op 60 het sy hierdie boek vir my oorhandig, en ek het dit ontvang en bietjie gelees en in my boekrak gesit. Want ek het my ma mos by my, so ek gaan met haar, ons het gereeld mekaar gesien, albei in Pretoria. Ek het gedink ek weet alles van my ma af. Nietemin het ek nou toe sy oorlede is, daai boek weer gaan afstof as te ware en gaan lees, en toe besef my, hier is soveel stories in hierdie boek wat ek nooit van geweet het nie, wat ek nooit aan gedink het om haar oor te vra nie, en sy het die clarity of mind gehad om dit vir my te skryf, want sy het op 'n manier geweet, maar hierdie is goed waar ons nie nou praat nie, maar dis goed wat ek wil hê sy moet weet. En dit was nie net sombere stories nie, dit was ook sommige grappige stories en net lekker stories ook. So toe het ek met haar diens vreeslik hieroor gepraat en gesê, maar ons besef nie die waarde hiervan nie. Neem die tyd, sommer nou al begin 'n paar stories te skryf, moenie wag tot dit te laat is nie. En na haar begrafnis het mense my aanhou kontak. Koos, dit was jare na begrafnis, wat mense aanhou vra het, maar Anay, ek is nou reg, ek wil nou hierdie projek aanpak. Hoe het jou ma het gedoen? Kan jy vir my 'n bietjie raad gee? Ek weet nie waar om te begin nie, ek is nie 'n skrywer nie, ek weet nie eens of ek iets het om te sê nie, maar ek voel, ek wil hierdie troos vir my kinders ook gee, wat ek in jou stem gehoor het, wat ek gehoor het jy my van vertel, dat jy is hartseer, jy en jou ma het 'n goeie verhouding gehad, maar hierdie boek, ek kan jy telkens na terug, en jy sien haar handskrif, jy hoor haar stem, wat het geskryf soos wat sy gepraat het, en nog meer, jy daai stories, wat jy so dankbaarheid voorgetuig het, dat jy dit nou het, en dat jy kan teruggaan daarna. Ek wil dit ook doen, maar hoe doen ek dit? En elke keer het ek vir die mense gesê, my ma het dit so gedoen, sy het hierdie boek gebruik. En dan elke keer kom hulle weer terug, en ek het agtergekom, maar hoe kan dit nou so moeilik wees? En ek het dit begin Google en gesien, maar wraggies, daar is nie iets nie, daar is soort van so iets in Engels, maar daar is nie regtig iets in Afrikaans en op daai manier nie, en toe het ek op 'n dag gesê, that's it. Want ek wil dit nou ook begin doen, ek het 2 tienerdogters, ek wil my storie vir hulle nalaat,
En toe het ek hierdie boek saamgestel met die Vermeulen Breed gesogte Suid-Afrikaanse kunstenaar het ingestem om pragtige kunswerke vir die boek te maak. Elke hoofstuk is met digkuns wat pas, met 'n kunswerk ensovoorts. Die boek het verskriklik goed gedoen, hy's weer gedruk, herdruk. En toe het pa's my begin kontak. En hulle was so 'n bietjie vies vir my. Hulle het gesê, maar nee, my vrou is elke aand in die bed langs my besig om haar storie te skryf. En ek is nou jaloers, want waar's my boek? Ek wil en ek kan, en weet jy wat, dit besef ek, mans moet ook skryf. En toe het ek met hierdie groep veterane begin te doen kry. En toe het ek besef, maar veterane, mans sowel as vroue, het 'n spesiale invalshoek in hierdie hele storie. En dis regtig stories wat vir my met 'n afwaartse traject besig is om so vinnig verlore te raak. Dat ek toe nou voor die pa-boek, na die ma-boek het ek toe die soldaatboek, Memoirs van 'n soldaat uitgebring, en ek sal vir jou 'n mooi foto stuur wat jy ook kan opsit, maar hier is hy nou, en hy het ook 'n gepaste boeksakkie. En die doel daarvan is regtig net om te sê, hier is iets, dis 'n harde band, dis iets wat jy familie kleinode kan noem, iets wat jy kan oordra. As jy dalk nie nou in hierdie lewe wil praat daaroor nie, skryf daaroor. Of praat en skryf daaroor, want ons vergeet, my skoonpa het sy army stories baie gereeld vertel, en dit was vir ons so lekker om te luister, maar toe hy oorlede is in COVID, het ons besef, maar ons kan nie meer die trant van die storie onthou nie. En selfs ek, wat nou daarmee besig is, sukkel nou om die inligting weer bymekaar te kry, om te sê, maar ek weet hy het vertel, hy was in Rundu, ek weet, daar was 'n groepie mans met wie hy elke paar jaar weer bymekaar gekom het, maar waar is hulle, wie is hulle, en dis asof ons net glad nie daai touwtjies meer kan optel nie. So ek wil regtig bewustheid skep, maar moenie net jou storie vertel nie, ja, vertel dit, maar skryf dit vir ons neer, want veterane sê vir my, een van die groot redes hoekom hulle nie 'n storie wil skryf nie, is dat die kinders nie belangstel nie. Ons vra nie uit nie. En ek dink ons vra nie uit nie, want daar is 'n tipe van 'n taboe daar rondom. Daar is 'n tipe van ons mag nie eintlik vra nie, of ons voel dom, want ons weet nie eintlik waar dit gegaan het nie. En dan is daar 'n huiwering om te vertel, 'n huiwering om te vra, en tussen al die huiwerings is daar hierdie reuse stilte. En ek wil vir elke veteraan sê, maar breek daai stilte. Breek dit bors af en skryf vir ons neer uit jou perspektief. Ja, die ander rede wat mense sê is, maar nee, ek wil dit reg skryf. Ek is bekommerd dat ek dit in my kop begin verdraai het. Dat met al die tyd wat verloop het, ek nie reg gaan laat geskied aan die storie van myself, van die oorlog, van my gesaghebbendes, van my makkers wat saam met my daar was nie. Ek wil dit reg doen. Nou wil ek sê, maar sê, hierdie is hoe ek aan hy Pretorius dit onthou. Hier volg my storie, soos wat ek dit vandag kan onthou. En dit is met jou hand geskryf, die idee is nie om dit te publiseer nie. Natuurlik kan jy publiseer, daar's baie boeke al gepubliseer. Ek het ook hier 'n hele rak vol boeke van die Grensoorlog byvoorbeeld, maar jy kan dit ook net skryf vir jou eie mense, vir jou eie nageslag. En jy hoef, ek wil natuurlik hê, jy moet my boek, ek het baie aandag en tyd spandeer en hier's kunswerke deur veterane, digkuns, wonderlike digkuns deur veterane. Maar jy kan dit ook net soos my pa, was in die vloot. Hy stuur vir my elke paar weke 'n voice note, waar hy 'n storieetjie vir my vertel. En jy kan selfs dit doen. Ek stoor daai storieetjies van hom op 'n memory stick, op 'n geheuestokkie, en ek sit dit in die army boek het ek 'n koevert. So ek druk dit dan hier in, en dan gaan ek verder en ek tik dit nou maar soos tyd 'n bietjie uit. En dan wil ek net sê, papa, maar skryf net een bladsy vir my in jou handskrif, wat ons jou hand dalk kan sien. En dit is natuurlik vir die veteraan wat nou nie graag wil uitskryf of selfs wil tik nie. Maar jy kan dit op soveel maniere doen. Neem jou stem op, skryf dit in 'n mooi boek wat jy het. Skryf 'n brief. Maar die waarde van jou storie skryf, en ja, Dr. Rolf Schoeman, wat ook al hier met Koos op Legacy Conversations gepraat het, hy
getuig definitief vir die waarde, en dit is ook waar sy studies gegaan het, die terapeutiese waarde van jou storie neerskryf. Daar is definitief onomwonde bewys 'n skakel tussen jou brein, jou geheue en jou hand. So ja, dit is iets wat ek net voor bewustheid wil skep. Baie mense sê vir my, en ek en jy, Koos, wat nou baie met hierdie woord legacy, nalatenskap, met dit werk. Vir ons is dit nou eintlik tweede natuur, dit is soos asemhaal, maar so baie mense sê vir my, maar nee, ek het nog nooit daaraan gedink dat ek dit kan doen nie, dat my storie eintlik iets werd is nie, dat ek iets het om te skryf nie. So mense is altyd te verbaas om te sê, maar wow, ek kan nie glo, ek het nog nooit hieroor gepraat nie. Hierdie selfs lekker stories, selfs snaakse stories, wat veterane vir my sê, maar ek kan nie glo, ek het in 40 jaar nog nooit nie eers vir my vrou hiervan vertel nie, en dit is wat dit ontlont. So saam met jou boek het ek 'n kleiner boekie. So hier is kan ek sê die ouma of die oupa boek, en hier is die baba boekie. So hierdie boek help jou, dis jou handleiding. Hier is idees, jy hoef dit nie te gebruik nie, maar dis vol idees vir elke hoofstuk, om te sê, sien dit as 'n gesprek met jou kind. Hierdie is die boek vol vrae. Papa, mamma, vertel my, hoe was dit? Vertel my van daai oproepinstruksie. Het jy dit dalk nog? Druk dit vir my na 'n koevert in. Vertel my van jou makkers, wat snaakse stories het julle gehad? Dalk is jou hare afgeskeer, het jy jouself herken na die tyd? Al daai tipe vrae wat dan dit ontlont, dit bietjie laat vloei, daai juices laat vloei, en kan sê, maar nou onthou ek, ja, maar dit laat my dink aan die treinrit. Yes, en ek onthou, het was so snaaks. Ons het een ou afgegooi langs die pad, en my 3 dae later in Bloemfontein aangekom, en my klere was gesteel van die draad af, en daarna het ek 'n slot opgesit, en my uniform het nie gepas nie, en ek moes dit met staplers kleiner maak, en allerlei goed wat uitkom, en dit hoef nie alles hartseer te wees nie. Met ander woorde, vir my, ek praat 'n bietjie ondervinding uit hier, want ek het 'n biografie geskryf myself, en dit het my werklik gehelp om uit die polisie daar uit te kom. Ek het sommer my taalgebruik verander. Tot op daai stadium het ek 'n F-woord voor en agter gehad, wat met alles selfs in die hof, wat hy nou nie moet doen nie. Dit was eintlik skandelik sleg van my. Maar dis hoe ons gepraat het, maar na dit was dit my amper soos in, okay, as jy die storie wil weet, ek gemoedrus, daar's die boeke. Vind jy dieselfde daai kant aan, nou ja, die ou voel verlig na hy sy boek geskryf het? Definitief, daar is daai terugvoer wat ek kry, dat dit verligtend is, en dan, Dr. Schoeman sê ook baie, maar dit kan natuurlik ook gevoelens uitlok, en dan is dit belangrik om ook te weet, voor jy met so iets begin, as ek daai gevoel kry, dit raak nou te swaar, dat ek iemand het, 'n ou makker, my man of my vrou, of 'n sielkundige, dat ek iemand het met wie ek dan kan klankbord. Maar ja, so ek vra altyd in my potgoeie episodes vir mense wat kundig op die veld is daar 'n instansie wanneer jy nie jou storie moet skryf nie? Is daar 'n plek waar jy sê dit is te sleg om jou storie te skryf? Dit is te sleg vir jou om dit te onthou. En daar is natuurlik sulke rare gevalle, en dit is hoekom dit ook baie belangrik is om voor die tyd voorsorg te tref. As ek iets in my voel wat vir my te swaar raak, dat ek dan hulp kan gaan soek. Maar oor die algemeen, vir die meerderheid mens, is dit net positief. Moet jy eintlik jou storie skryf. En dan sê ek altyd, maar hou 'n boekie, of weet waar op jou foon kan jy dit maklik stoor, hierdie snippets van inligting, want jy het net 'n gewone gesprek met 'n vriend, en dan iewers trigger dit in jou kop, maar ja, daar's daai storie van my wapen wat afgegaan het, en dan skryf jy net gou neer, wapen afgegaan, Jan Silje was saam met my, so iets, en dan kan jy dit later gaan skryf, want dit kom net soos 'n genie, net so by jou op, en dan kan jy seker maak jy onthou om daaroor te skryf. Ja, ek wil ook net julle ouens hierso daarom net weer eens sê, man, jy het niks om voor skaam te wees nie. Regtig waar, as jy's opgeroep en jy het jou diens gaan doen, en as ek sê manne, bedoel ek vroue ook. Meeste van hulle was natuurlik die
die wat gevolunteer het, wat hier word in Afrikaans vrywilliger, wat nou vrywilligers was, en dis selfs nog beter. En ja, ek weet nie almal wou gegaan het nie, maar die wat het gegaan het, baie van julle het dit baie geniet. Hoeveel keer het ek al gehoor dat julle sê vir my, Koos, die army het vir my 'n man gemaak, my ou. Ja, julle het, miskien op 'n harde manier, maar hulle het. So dit is belangrik vir jou om hierdie inligting wat binne jou kop is, vir ons oor te dra, te bewaar vir die nageslag. Wat ek kan sien wat gebeur hier in die rede hier in die wêreld is dat vir 'n baie lang tyd is ons wat die veterane is basies gesê, hou jou bek en gaan sit, daar ons wil niks van jou weet nie, jy's 'n GB as jy begin praat. Dit staan vir grensvegter, vir julle wat nie weet. Dit is nie gesê op 'n mooi manier nie. En so baie keer het die ouens eenvoudig stil gebly, maar enige sielkundige, en ek kon onthou vir Dr. Skuman, hy was hier saam met Frans van Staden, die 3 bataljon company bevelvoerder, hulle twee saam gepraat, so 4 jaar terug. Soek net vir die name, julle sal hulle vind. En al die sielkundiges en al die ouens wat hier gepraat het en wat met jou boeke besig is, sal sê na die tyd, hoor jy, ek voel beter, ek het hierdie goed uitgekry. Ja, daar gaan ouens wees wat dit traumaties is voor. Maar miskien is dit tyd vir jou om dan te gaan hulp soek. As jy daai trauma het in jou lewe, gaan soek hulp, ten minste is dit nou geïdentifiseer, en daar is ouens wat jou kan help. Ek weet ouens soos Frans van Staden sê vir my, hulle kan binne 2 of 3 sessies jou omdraai. Hulle het 'n unieke metode ontwikkel wat heeltemal anders is as die gewone sielkundige, waar jy weet vir jare lank sit en luister of sit en praat, sonder om werklik hulp te kry, en ek sê dit met liefde en geen disrespek nie. Maar manne, daar's nog 'n storie, daar's nog iets hier omtrent. En dit is dat, as jy nie jou storie uitbring nie, dan gaan die ander kant van die storie staan. Met ander woorde, jou vyande, wat vandag nog dalk jou vyande kan wees, of wat dalk nie hou van jou nie, hulle storie staan, hulle storie is daar. Nou kom jy en jy bly net stil, en jy wil net deeltyd niks sê nie, jy wil niks sê nie, jy praat daar met jou vriende, ja, ek verstaan dit. Maar weet julle, dis nie goed genoeg nie. Vir jou kind om jou te verstaan, moet jou kind verstaan waardeur jy gegaan het. Dan sal jou kind kan verstaan waar jy vandaan kom. Hoekom jy is soos jy is, hoekom jy sekere snaakse maniertjies het. Ek het nou die dag twee dinge. Rebecca sê vir my, wat fout met jou met water? En ek is soos wat bedoel jy? Sy sê, het jy agtergekom as jy jou hande was? Wat doen jy met jou hande? Wys my. Wel, ek was my hande en dan vee ek my kop af so. Ek mors nie met water nie. Ek sê vir julle, ek weet van water. Ek mors glad nie. So daai klein goedjies kom uit. En dan die ander ding is, as jy my nou ooit wil gestres sien, laat ek in 'n restaurant inloop en daar sit een of ander laitie daar met sy hoed op sy kop, of dit nou 'n Noord-Transvaal Piet is of wat hy ook al het, en hy sit en eet. Dan sien jy my nou erg gestres word. En ek begin rondkyk, waar is daai sergeant? Ons daai sergeant vir hom sien van alle hel van dag hier losbreek. Hier kom 'n vreeslike ding. Maar dis daai klein goedjies wat geen sin maak vir iemand buite die militêr of buite die polisie nie, maar dit maak sin as jou kind verstaan, okay, dis waar jy vandaan kom. So, en hy kry jy daai goed binne die boeke, kom jy ouens uit met hierdie tipe verduidelikings. Ja, dit is ek hou regtig van wat jy nou sê, want dit is nou ek is nou so spyt dat ek hom nie in hierdie baba boek geskryf het nie. Maar nou dink ek dadelik aan my haarkapper, wat ons nou die dag praat en bietjie oor haar pa praat en 'n bietjie van 'n korrelkop, en toe sê ek, maar was hy in die grensoorlog? Hoe oud is hy? En toe sê ons, maar ja, hy moes gewees het. En toe is dit dadelik daai ding van, okay, maar hy praat nooit daaroor nie. Miskien is hierdie iets wat verduidelik waar daai kwaaiheid of daai wat jy net 'n muur tussen jou en jou huismense bou kom. En dan ook van 'n vriendin wat in 'n dokters spreekkamer saam met haar pa gesit en wag het vir sy afspraak, en hoe sy toe vir hom bietjie begin uitvra het oor sy weermagdae, wat hulle nog nooit hierdie gesprek gehad het nie. En sy sê hoe verskriklik interessant dit was, en dat sy nie kon dink dat sy nou diep in haar 40's kan wees en nog nooit dit vir hom gevra het nie. En dit is waar ek so opgewonde is, dat hierdie boek
die ma-boek, ek het 'n boek Memoirs van jou pa ook spesifiek vir pa's wat nou nie so fokus op die weermag daar nie. Memoirs van 'n soldaat fokus nou op die weermag daar en dis vir mans sowel as vrouens. En dit is ook vir veterane wat nie noodwendig kinders het nie, maar wat dit wil neerskryf en jy kan dit nalaat vir jou weermagorganisasie of vir 'n ou makker of vir 'n familielid. Maar die hoofpunt is waar ek opgewonde is dat dit gesprekke ook ontlont. Dat dit 'n kanaal is, 'n metode is vir mense om oor goed te praat wat hulle eintlik nog nooit aan gedink het om eers aan te raak nie. En dit is vir my ontsaglik positief. En wat verder positief is mense wat daar's soveel moeilike verhoudings tussen ouers en kinders veral, ma's en dogters veral, en dat hulle vir my mense wat ek glad nie ken nie, terugvoer begin gee en sê maar nee, dis asof hierdie projek ons bietjie dit maak dit nie gesond as sulks nie, maar dit bring ons net daai bietjie nader aan mekaar, net daai bietjie verstaan. Soos wat jy net reg sê, daar's triggers wat ek het geen benul eers daarvan nie, maar as ek bewus kan wees daarvan, dan maak soveel dinge vir my sin. Nou, hoe werk so 'n proses? Ek weet, want die meeste ouens gaan hier sit en sê, maar hoe skryf mense nou 'n boek? Ek weet nou, waar begin jy? Wat doen jy? Maar jy het dit oorkom. Jy met daai dun boekie van jou. Want dit is briljant. Vertel ons. Ja, so hoe die boek werk is, sy's reeds in hoofstukke opgedeel. So jy hoef glad nie daai dinkwerk te doen nie. Hy het reeds pragtige kunswerk, so dis deur 'n veteraan Pieter Badcock gedoen. Hy was self op die grens en byvoorbeeld hier is waarmee hy begin, wie is ek? So jy begin met waar jy vandag is en dan werk jy stadig terug. So die eerste gedig is byvoorbeeld Grassade my kind deur Stef Kreer. So hy was in die polisie in die fondsinsameling vir die WDW-fonds en die Suiderkruisfonds. En dan is daar natuurlik die oop bladsye. So dit is nie intimiderend nie, want onthou, jy het jou boekie en hierdie boekie is jou gespreksvernoot wat begin met wie is ek? Kom ons begin by daai eerste hoofstuk net om julle 'n idee te gee. So begin met haal diep asem en begin net eers by die maklikste, wie is jy nou vandag? Hierdie inspirasie prikkels wil jou kreatiwiteit aanvuur, waar die hoofstuk fokus op jou as mens in die hede. En dan begin jy met betrokkenheid. Is jy by enige organisasies? Dalk is dit 'n weermag veteranerassosiasie of 'n sport of 'n kultuurklub. As jy niks het om daaroor te sê nie, dan beweeg jy aan, want daar's al hierdie baie idees. Volgende een is byvoorbeeld, dit is vir my maklik om. Begin met dinge wat vir jou maklik is om te doen. Sommige take of sportsoorte op opofferings is vir 'n mens maklik en kom sommer van self. Dalk het hierdie eienskappe handig te pas gekom gedurende jou tyd in die weermag of die oorlog of jou dienspligtyd. En so gaan dit aan en aan totdat jy nou kom by waar jy 'n klein seentjie of 'n klein dogtertjie was en dis vrae soos mamma of pappa vertel my, wat was jou eerste keer wat jy kan onthou dat jy in aanraking gekom het met die idee van oorlog? Hoe het jy as 'n klein kindjie daaroor gedink? Het jy dalk 'n familielid gehad, 'n oom of 'n tannie wat in die weermag was en wat het jy van hulle gedink destyds? Wat het jou familie gedink toe jy by die weermag aansluit of by die polisiediens aansluit? Wat was die terugvoer wat jy van daar af gekry het? Ensovoorts, ensovoorts. So dan kies jy wat jy skryf en wat jy nie skryf nie. En ek het 2 dogters en my jongste het hierdie oulike idee gegee wat ek toe nou begin doen het, is om met 'n spesiale pen te skryf. Daai boodskapies wat jy voel, ek voel nie nou so baie oop om dit te sê nie, maar ek voel na my sterfte mag jy dit maar weet. Dan skryf jy dit op hierdie spesiale pen. Ek het 'n skakel daarvoor ook. Wat ek sal dit sommer vir jou stuur, is by Takealot gekoop. So jy skryf met hierdie pen en jy kan dit net met 'n swart liggie, 'n ultraviolet liggie lees. En ek het gedink dit is nogal baie skerp. In my boek vir 'n ma-boek en pa-boek het ek ook dit daar aanbeveel. As jy sien maar iets soos in daai geval nou 'n gevreesde siekte wat in jou familie voorkom, maar wat eintlik 'n bietjie taboe is, mens praat nie maklik daaroor nie, maar wat tog belangrik is. Ek bedoel, as ek dokter toe gaan, ginekoloog toe gaan, ek moet
my geskiedenis van my ma en my ouma en so ken, en dan is mens baie keer, hulle is nou klaar oorlede, ek weet nie, ek weet nie. En dan is jy nou nie met 'n mond vol tande nie, so as jy dit wil voorkom, dan kan jy dit doen. So ja, dan kan jy dit daar skryf. Ek het selfs 'n kaart waar jy kan aandui waar jy 'n opleiding ontvang het, waar jy moontlik aangewend is. Dit kan jy daar aandui. Jy kan notaatjies ekstra maak oor wat was die omstandighede daar rondom. Ek het die boek so opgestel is dat die veteraan wat net opleiding ontvang het en toe dalk weer terug in Sewie-straat was, en die veteraan wat verskriklik baie aksie gesien het, dat albei hierdie boek kan gebruik en hulle storie in hierdie boek kan skryf. My ma se boek destyds was vir my vreeslik natuurlik wonderlik geweest, maar hy het vaste vrae in die boek gedruk gehad. En ek moet sê, as ek nou vandag na 'n boek kyk en ek dink, as ek self dit moes invul, sal ek nogal sukkel. Ek sal, weet, van die vrae is, mamma, vertel my van jou eerste herinneringe as 'n klein dogtertjie. Net daai vraag is vir my verskriklik moeilik om te antwoord, en dan sal ek stupid voel en die boek maar neersit en die hele projek los. En dit wou ek verhoed, om te sê dat jy kies. Jy is verskriklik baie idees. Jy hoef dit te geniet. Jy kan dit gebruik, jy hoef dit nie te gebruik nie. Die keuse lê by jou. Ek wil nie hê iemand moet op 'n stadium stupid voel en die boek wegpak en nooit weer daaraan kyk of dink nie. En dan het mense vir my verder, mense het vreeslik baie verskonings oor hoekom hulle dit nie kan doen nie. So een van hulle is, maar Anay, ek is nie 'n skrywer nie. En Anay, ek het nog hulp nodig, want ek wil hierdie dalk, ek wil nie klomp snerp hier skryf nie, ek wil dit reg doen, ek wil dit actually mooi skryf. En nou is ek tans besig om 'n kursus bymekaar te sit, wat jy aanlyn kan doen. Ek gaan deur die jaar ook dit in persoon aanbied, maar dat jy dit aanlyn kan doen. Ek maak videoetjies wat meer oor skryf gaan, idees gaan, ons het skryfoefeninge. So dit is regtig vir daai persoon wat sê, ek wil dit nie net skryf nie, ek wil dit mooi en reg skryf, al is dit nie noodwendig vir publikasie nie. So dan sit 'n hele kursus wat jy deur kan werk, en ek bied dit kosteloos aan vir elke een wat my boek aangekoop het, wat met hierdie boek, Memoirs van 'n Soldaat, Memoirs van jou pa, Memoirs van jou moeder, Memoirs from your mother, hy is ook nou in Engels, dat jy, indien jy een van daai is wat dit net graag reg wil doen, jy sal dit met 'n potlood skryf, uitvee, met 'n pen skryf, en dan sê jy dit nog tip ook nog vir daai persoon wat sê, ek is nie 'n skrywer nie, is daar dan daai ekstra hulp. So ek wil al hierdie verskonings een vir een uit die weg ruim, sodat ons stories kan bewaar, want dis skokkend, dit raak so vinnig verlore. Ons onthou nie wat iemand vir ons gesê het nie. En jy dink, maar ek sal onthou wat my ma en my pa vir my gesê het, maar nee, ons doen nie. Ons vergeet dit actually baie vinnig. Ja, ons moet onthou dat hierdie hele projek volgens my, en ek kan verkeerd wees, en as ek is, help my reg, maar dit gaan eintlik oor jou, die skrywer, dit gaan oor jou wat jou storie wil vertel. Jy het vrede met wat die leser gaan doen. Mense, ek kan nou al sê, daar gaan altyd iemand wees wat snaaks wil raak. Regtig waar, jy skryf 'n boek van 600 blaaie, dit vat jou 5 dae, so harde werk. En iemand kom bou nou maar daar, jy weet, 'n spelfout miskien is op bladsy 288 en nou is hulle kwaad daaroor. Maar daar is soveel meer mense, soos in 100 teen 1, wat gaan sê, ag, ek het dit so geniet, weet jy, ek het iets geleer hieruit, en ons is dankbaar vir jou, man. Want daar is wysheid, ek bedoel, die oomblik as jy bo 50 jaar oud is, dink ek is daar wysheid in jou wel behoort te wees in elk geval. En daar is goed wat jy kan mee help, wat jy kan agterlos, waar mense kan leer van jou foute af, en die geskiedenis herhaal, ons almal weet dit. En dit moet aklig wees vir my, as ek moet dink dat as jy 'n kind het, en jou kind moet deur dieselfde bloody moeilikheid gaan as jy, omdat jy nie met jou kind wou praat, of iets wil los, of sê, hoorie, Jok, weet jy, ek het dit probeer op my gaai gesien, of iets het gebeur, of weet jy, ek het dit probeer, en dit het goed gewerk. Jy weet, daar is tog amper 'n verpligting op jou om dit te doen. En die groot struikelblok is natuurlik, mense kom uit, ek sê 'n skrywer, right? Okay, wel, as jy nie 'n skrywer is, dan kort jy mos nou al. Want al wat jy moet doen is, jy moet daai storie van jou kry op 'n manier dat ander mense daarna kan luister, of kan lees. En is iemand wat hier wat 'n boek gelees het, sal weet dat daar is magic omtrent lees, want jy
Die hele storie speel af hier in jou kop. Ek weet, ek het my eerste boek gelees toe ek 4 jaar oud is. Ek dink toe ek 5 jaar oud was, het ek my eerste boek gelees van 100 bladsye. En daarna al nooit weer Ja. opgehou. En dit was nou regtig lekker. En as jy hierdie goed lees, weet julle mense, daar was eintlik 'n geskiedenis voor dit, want ek weet nie of jy weet of van nie, maar wat gebeur het is die internet begin het, so in die jaar 96, 97. Toe terug oor Amerika het hulle begin om die Amerikaanse burgeroorlog. Het die ouens ook sulke goed gedoen, presies dit, hulle het dit begin hulle stories neersit, waar hulle sou dit vertel in hulle klas, tussen die veterane. Toe het hulle daai boeke begin vat en begin sit op PDF, sodat ou dit kon lees. En uit dit uit kon jy presies verstaan, waar kom hy ouens vandaan, hoe het hulle gedink oor die saak, en as jy lees hoe die ou skryf, want jy sy persoonlikheid kan jy ook sommer lees binne 'n boek. Jy kan baie vinnig agterkom wie's die ou wat skryf hier is. Jy kan hom herken, want wat hy kom uit in sy boeke. Dit moet fantasties wees, want dit beteken vir my dat as jy sê nou maar die redigering doen, dan gaan jy nou vra hoe die proses werk. Maar jy het 'n idee van hoe hierdie ou is, of voor jy miskien met hom 'n goeie vriende raak. Ja, dis eintlik lekker as jy voordat jy met iemand 'n gesprek het, dat jy so 'n PDF in die hande kan kry. Want ja, jy praat reg, jou stem. Elkeen het 'n unieke stem. Dis soos jou persoonlikheid en dit kom uit in hoe jy skryf. As ek nie dink koes aan die villains wat se biografie mense al gelees het, soos Gaddafi. Ek bedoel, ek het 'n biografie van hom gelees en ek moet sê, iewers in die boek het ek gedink, "Ai, maar ek soort van beweeg nou 'n bietjie nader aan hom. Hy is nie meer vir my hierdie verskriklike mens nie." En ja, so net so is dit, want jy met 'n mens, want daar's positiewe en negatiewe aan elke mens, en as jy op 'n manier kan uitbring, en dit is waar die eerlikheid inkom, om eerlik jou storie te skryf. Wat help dit nou, jy skryf 'n storie, maar jy jok eintlik daaroor, of jy vertel net soos met jou eerste date, net die mooiste en die beste van wat jy ervaar het, dan gaan jou kind ook dink, "Joeg, maar ek het gedink my pa is op hierdie pedestal en wraggies, hier lees ek nou. Hy is net perfek." En dan is dit iets wat jy net nie kan meer vereenselwig nie. So jy as 'n leser wil ook sê, maar ja, jy sê daai eienskap om so vinnig kwaad te word of om so kwaai eintlik te wees, om altyd nee eers te wil sê. Dit sien ek in myself ook raak. Ja, en dit is 'n band wat jy dan nog nader bring aan die leser, het sy dit wie ook al is, maar veral as dit jou kind is wat dit kan lees en kan sê, ja, maar ek sien dit in myself. Dis hoe my ma dit bietjie daan begin skaaf het. Miskien kan ek so iets soortgelyks doen, of dit is iets waarna ek moet let. My ma het 'n bietjie geskryf oor Miltrannetjie winkel daar op Marble Hall waar ons groot geword het, waar die eienaar van die winkel, spesifieke oulike oom, wat eendag vir haar gesê het, "Mirna, ek het nou vir jou staan en kyk, en jy het in hierdie kort stukkie wat jy net die kinders uit die kar uit moes kry, al 3 keer na jou horlosie gekyk." En dit het haar so getref dat, joh, ja, miskien is dit iets waarna ek moet let. En toe ek dit lees, toe dink ek, ek sien dit in myself. Ek is net so oor tyd. Dit is asof die son hierdie wonderlike ding is, maar al wat hy doen is om my te herinner hoeveel tyd al verbygegaan het, of hoeveel 'n kort tydjie ek nog oor het, of hoe laat ek gaan wees. En dat 'n mens net bietjie dit kan verdraai. So selfs iets simpels soos iemand se kommentaar oor jy wat na jou horlosie kyk, kan ripple effekte jare en jare daarna hê as jy nie die moeite doen en dit neerskryf. Ja, jy weet, dit is interessant, ek wil net vir ouens 'n geheim vertel hierso. Ons het 45 minute lank gesit en klets voor ons hier begin opneem het. En sy was heeltemal betyds. Sy was 15 minute voor die tyd al reg. So ek verstaan nou wat jy het sê. Ek onthou ook ou George Bush, die ouere, 41, die eerste Bush president. Hy was in 'n debat gewees met iemand en toe kyk hy op sy horlosie en dit was fataal. Het vir hom die presidentskap gekos. Dit was een van die goed wat hulle gekyk het. En Gaddafi, baie interessant, hy was natuurlik 'n pilot. Dit sy jonger dae, was 'n vlieënier. En julle sal sien as julle 'n bietjie rondkyk op die internet, julle sien daar's 'n paar wit ouetjies wat hom net so voor hy dood is,
So in sy konvooi, dit is Suid-Afrikaners gewees wat hom probeer uitbring het, maar hy wou nie luister hê. Dis hoekom hy dood is. Daar was radio-intersepsies. En in elk geval is 'n lang storie. Hoe werk jou proses? Anay, wat gebeur nou as iemand hier sit en hy sê, "Wel, yes, ek wil dit nou probeer," en ek hoop daar's baie mense. Wat doen hulle? Hoe kontak hulle jou? Wat gebeur? Vat my deur die proses. Ja, so ek het dit so maklik as moontlik gemaak. Ja, vir nou is dit nou maar in Suid-Afrika, maar wonder het boeke al reg oor die wêreld opgeëindig, maar die beginpunt is lokaal. So, gaan na jou naaste boekwinkel. As hy nie op die rakke is nie wat hy behoort te wees, dan kan jy net na die eienaar of die assistent toe gaan en dat hulle die boek vir jou bestel. So dis nommer 1, die boek se prys mag nie oor R500 gaan nie. Of jy kan dit op my webtuiste bestel. As jy dit bestel, kan jy die kodewoord soldaat insit. Alles hoofletters en dan kry jy 'n lekker afslag. So dan kos die boek jou R300 'n boek. 'n Boeksakkie, so die boek is dan hier en dan die boeksakkie is R250. Dit steeds daai pragtige skildery ook op. En dan weet jy het jou boek mooi bewaar is. So ek beveel nogal aan om dit in die boeksakkie te hou, want baie mense as hulle op vakansie gaan, vat dan nou die boek saam, want nou gaan jy mos nou meer tyd hê en dan kan jy verder skryf van jou storie. Dan kan jy dit op Naledi se webtuiste bestel. Hulle is die uitgewers. En ja, ek probeer by soveel veteraan organisasies geleenthede uitkom as moontlik en dan sal jy my stalletjie daar sien. En om dit aanlyn op my webtuiste te bestel, natuurlik met daai kodewoord, so dis Memoir Books. MEMOIRE Books. Koos, daar kan ons dit net hieronder sit wanneer jy die video weer bietjie hersien, dat jy die skakel daar het en dit dan maklik kan bestel. Ja, ons sal dit vir julle ouens sit op die beskrywing ook en dan kan jy net klik op die ding en dan kan jy so toe gaan op die skakel of wat dit jou direk. Dis baie goed. Wat weer eens, jy die groot probleem oorkom hierso. Die meeste mense weet nie waar om te begin of wat om te doen nie nou. Ek het al gehoor ouers sê, hoorie man, sit en dink net dat daar dalk jou kind of vrou of iets aan die ander kant en jy is besig om 'n storie te vertel met jou vingers. In jou geval met die pen wat jy skryf. Solank jy dit uitkry, maar jy vra spesifieke vrae. So met ander woorde, jy moet die vrae antwoord en jy gaan agterkom, dink ek. Maar help my reg as ek verkeerd is aan hy. Dat jy eintlik baie meer te sê as wat jy dink jy te sê. Met ander woorde, hoe meer jy skryf, hoe meer onthou jy. Presies, dis presies hoe dit werk, wat ek by myself sien, ek dink jy ervaar dit self, en dit is die terugvoer wat ek van mense ontvang, om te sê, maar nee, dis asof dit was ek 'n druppels wat deurkom, net, dit is asof ek het so uit my siel moet uittrek, al my stories, en dan is dit asof dit hierdie vloed is van stories, wat net stories op stories op stories is wat kom, en wat ek net so opgewonde oor raak, om alles geskryf te kry, en dat dit so mooi by mekaar kom, so dit is soos 'n spier wat jy oefen, daai herinneringsspier wat net moet onthou, hoe is dit nou weer om my stories te onthou? So ja, dankie vir, ek voel verskriklik opgewonde en net blessed om hierdie ding wat in my hart net bloei te kan vertel, en miskien kan ek afsluit met 'n gedig, ek weet nie of ek een van hulle mag lees nie, ek het hom nou nie spesifiek gevra nie, maar ek weet Gert sal nie omgee nie. So Gert self was in 61 Meg gewees, en ek wil nou net een van hulle soos, ek gaan 'n gedig van hom lees, wat ek in die hoofstuk, die tweede laaste hoofstuk van Nabetragting geplaas het. Gert Du Plessis was 'n pelotonsersant in die 102 eenheid, luitenant in regiment Noord-Transvaal. Spooke uit my verlede. Vader, bevry my van lankalse goed. Dit bly kleef aan my, soos ou bloed. Gedagtes, flitse van onthou wat my verslind. Ek dra dit saam, ek was jonk, deur patriotisme verblind. U ken die groot plan, u ken die seer. Te veel het gesterf, nou ontneem van alle eer. Help my God om te vergeet, te vergewe. Help my om aan te gaan, te lewe. Here, ek weet u staan aan my sy. Raak my aan, maak my vry. Vat weg die bloed van lankalse goed, sodat ek net kan proe
die lewe so soet. Dit is werklik iets besonders. Natuurlik ons gee krediet aan die man, so dis nie 'n probleem uit regsooppunt nie. Maar as ek jou reg verstaan, is daar eintlik twee boeke. Daar's hierdie een waar jy nou gelees het, die soldateboek, en dan is daar die hulpboek om te skryf, die kleiner boek. Dis reg, jy kry dit saam, Memoirs van 'n soldaat, en ja, dan boonbehalwe hulle het ek nou Memoirs van jou pa, vir Vadersdag, maar Memoirs van 'n soldaat natuurlik ook baie gepas vir Vadersdag, en miskien kan ek net wys die Memoirs van jou moeder, wat nou ook nie spesifiek vir veterane is nie, maar natuurlik kan jy ook jou storie daarin skryf, en dit is hoe hy of sy lyk, en die Memoirs from Your Mother, die Engelse een is dieselfde kunswerke. En jy daai voor jy weghardloop, jy het daai slim idee gehad om die kinders te dwing om oor pa en ma te skryf. Omdat hulle verskillende... Ja, dis waar. Ek sou bly herinner my, dankie Koos. Ja, so die grootste hartseer vir my is wanneer ek met mense hieroor praat, en ek praat met baie mense elke dag daaroor, dis iets wat swaar op my hart lê. En dan die ergste vir my is alle vrouens eintlik, en veral mans van so 40, 50 jaar oud, wat vir my dan sê, maar nee, daai spyt in hulle stem om te sê, dit is 'n wonderlike idee, maar jy's te laat. My ma's klaar oorlede, of my pa het klaar Alzheimer's, die stories is weg. Om dan te sê, maar kom ons as sibbe, broers en susters, kom ons skryf saam oor ma, oor haar verhaal, kom ons skryf saam oor pa, kom ons probeer onthou, wat het skoonpa vertel van sy weermagstories. Iemand onthou darm 'n naam, iemand onthou darm het was Rundu, iemand onthou darm dat hy vertel het waar hy sy opleiding, hy was as vrywilliger aangesluit, hy was by voortrekkerhoogte. Kom ons sit al daai snippets saam en ons bou hierdie storie van ma vir ons kinders, vir hulle kinders, vir die nageslag, sodat ons kan onthou nie net wat haar naam was nie, maar hoe sy oor dinge gedink en gevoel het. Ja, is 'n wonderlike werk wat jy doen. Weer eens baie geluk, manne. Ek gaan vir julle al die detail los hier onder in die opsomming, die description. Wat's dit in Afrikaans? Wat's description in Afrikaans? Beskrywing. Beskrywing. Dis wat gebeur as jy in die vreemde sit vir te laat, manne. Maar ek gaan dit vir julle los. Al wat julle moet doen is gaan so intoe, kry al die inligting wat julle nodig het en begin hierdie goed skryf. En as jy jou boek nou geskryf het, en jy is gelukkig daarmee, het vir daai gesê, kom terug. Enige tyd, as jy enige idee het wat jy dink ons kan hierso vir die mense verstel, of as jy wat hier buite sit, 'n idee het, jy wil die ding gou skryf, jy wil ons kom vertel hiervan, julle is welkom hier by Legacy, solank ons bestaan. So kom praat met my enige tyd, en tot ons mekaar nou weer eendag ontmoet, laat die Here julle seën. Ek het sommer 'n idee hier in my kop ingevlieg terwyl jy gepraat het, Koos, en jy moet dit maar delete as jy dink ons moenie dit sê nie, maar miskien kan ons 'n kompetisie loods waar veterane 'n kort storie kan skryf. Ek kan miskien 3 van hierdie inspirasieprikkels gee, en dan kan ons 'n wenner kies, en die wenner kan 'n boek wen om sy of haar storie te skryf, en so kan ons dalk nog meer mense inspireer om te sê, maar wow, ek kon dit actually doen, ek het 'n storie geskryf, dis moontlik, kom ek skryf nog. Ja, en natuurlik kom wat julle klomp militariste, ek sê vir julle wat ons doen. Julle ouetjies van die valskerm, en julle ouens van spesmagte, en julle ouens van genie, en julle ouens van infanterie, en die tankers, en hoe ook al. Kom ons kyk wie wen hierdie storie. Kom ons kyk wie is die slimste hier rond, wie kan die beste kort stories skryf. Maar ons sal die details vir julle gee, en ons sal nog 'n episode vir julle maak oor dit ook sommer. Laat weet ons net hieronder of julle belangstel, of kontak vir Anay direk, en dan vat ons hom verder van daar af. Goeie idee. Jy. Goed so. Ons maak so. Baie dankie almal. Dankie Koos vir al. Ek waardeer dit. Geniet jou eiland verder.